Goeienaand en welkom by nog 'n uitsending van Stoom saam omsit. Hier op die program Skuins voor Askop. Coach, hey jong, wat 'n week. Omsit, dit is 'n week van verrassings, 'n week van dinge wat gebeur het wat ons nou nog oor dink. Ja, ek sien vanaand skep jy 'n bietjie hoop vir Caledon die Canola manne vanmôre se wedstryd daar so teen Botterrivier. Ja, ek het 'n canola mic. As geborgde canola mic daar van Caledon af. So ek gaan hom nou ten volle gebruik. Ja, kom ons kyk gewoon net vinnig wat verlede week gebeur het, jong. Die goed het maar geneek daarso. Rivier se nou eenval vas teen verlies op 45-21. Claymont gee vir Genadendal pak 23-16 Genade het so gehoop dat hulle treurmare verby is. Maar Elvisie het besef, okay, waar ons moet 'n streep daar in die sand trek. Bredasdorp 30-20, hulle sê dit was skier soos dinge sou sê. Bredasdorp dink ek het voorgeloop 17-3 en toe ewe skielik toe hulle daai changes bang hier in na rustyd. Toe loop Grabouw op 'n stadium voor 2017 hoor ek. En toe trek hy manne om deur. Toe trek hy manne om deur. Safcol 41-23 in Caledon. Botterrivier 45-29 in Seahawks. Jo, maar had 'n lelike video uitgekom dat die man is glad nie happy met die coach van Botterrivier wat die ander coach is Skali. Hy sê hy's maar nog besig verstaan jy met vriendies. Ja, pre-season game pitch. Sy regte season begin gewoonlik na 9 games so hy skaal hom nie vir wat sê ouens se naam so ja, en dan Universal 16-14 vir Houston. Ja, dit was ook 'n groot omsit. Ons het almal gedink Houston sal hierdie enetjie deurtrek, maar Houston het vergeet. Ja, kom ons kyk 'n bietjie dit raak nog baie interessant coach daar na môre se wedstryde bly daar basies net 2 wedstryde oor. Korrek, ja. Ek hoor die manne praat eintlik al weer van môre se wedstryde. Dis 'n herontmoeting wat by die Nissan Cup gebeur het, die Overbuck Challenge. Want as die 4 spanne wat in die challenge gespeel het, Caledon versus Botterrivier, en ons weet die ongelukkigheid wat daar was. Yes. Toe Caledon en Botterrivier 31 eindig. Caledon gaan toe deur na die finaal toe en Caledon wen ook toe die finaal. Ons weet ook Houston het 25-20 gewen teen Safcol. Safcol, die manne was 'n bietjie moedig daarso. Maar aan die einde van die dag het Caledon en Houston uitgespeel die finaal en ons weet die geskiedenis is verby. Caledon is die kampioene van die Nissan Holdings die challenge. Ek sien nou die dag het Dimitri het daar so 'n pause opgesit as nou voordat Caledon nou verlede week gaan speel daar so. Ja. Toe sê bring maar sommer die bekers by julle beskuld. Ja. En die man is lus vir 'n mufti jong. Ja, maar hy mufti gebeur hier. Coach, Seahawks môre teen Bredasdorp Rangers. Jou indrukke van die wedstryd? Omsit dit gaan nie maklik wees vir Rangers om daai netjie te. Dis 'n derby. Dis eintlik 'n derby. Ja. Dis 'n derby. Dit gaan nie maklik wees vir Rangers om daar in Anniston te gaan wen nie. Seahawks is 'n ty kaland op hulle eie tuisveld. So dit gaan 'n goeie harde wedstryd wees. Ek sal dink dat Rangers hierdie enetjie behoort met 'n kort koppie te vat. Maar niks weggevat van Seahawks af nie. Hulle het selfs gaan bonuspunte haal op Botterrivier. So hulle is 'n goeie gemotiveerde spannetjie, maar volgens my kort koppie Rangers. Ja, maar is nou juist daai bonuspunte van 3 lyk dit my wat hulle gedruk het daarso by teen Botterrivier wat die coach van Botterrivier glad nie tevrede is nie. En die manne sommer skaal. Here van Asbeer, hoe het jy so gekom jong? Ek sien is op al wat 'n Caledon is se status gewees. Ja, dit is 'n sielkundige ding. Ek weet nie. Ja. Nee, kyk, die tiere self verstaan is 'n geweldige druk. Baie druk. Ek het gaan kyk na die lok, hulle lê al twee op 18. Maar die tiere lê 7de as gevolg van punte verskil. Yes. En ek dink Seahawks self verstaan sal wel wys. Ek dink dis 'n kles wat
die mense daar in die Kaap-Agulhas munisipale gebied, hulle wag vir Hulle is lus van die game, ja. Hulle is lus van hierdie game. Ja. Ek hoop regtig net verstaan dat die spelers in môre se game besef, die spel is groter as hulle emosie. Korrek, ja. Want baie keer in hierdie tipe van wedstryde waar die emosie verstaan, hulle bou en bou, dan kry jy 'n geval verstaan van 'n hondplikkery. Ja. En ek wil eintlik die skeieregter wat daai wedstryd gaan hanteer, as hy nie van die begin af sy voet gaan neersit nie, dan kan ek nou al vir jou sê, dan gaan hy sukkel aan die einde van die laaste 20 minute, gaan hy geweldig sukkel vir alles hy wedstryd tens is. Korrek. En dan gaan dit te laat vir hom wie verstaan en dan sy stempunte wil afdruk. So Mr. Ref, jy wat hy wedstryd môre gaan blaas, Seahawks Bredasdorp. Dis 'n groote dis die eerste keer wat hierdie twee spanne te mekaar gaan speel. En beide van hierdie spanne wil wys wie slaan die Qatar daar in Kaap-Agulhas. Van my kant af wil ek net vir julle sê sterkte en voorspoed daarso. En jy weet ek is 'n groot tier, so my geld is op die tiere. Ek sien ID is terug in die tierkamp. Yes. Nadat hy bedank het, verstaan jy daar, op WhatsApp bedanking. En die ouet sommer weet sy terug kom by Redase by die ou gevier met 'n goeie oorwinning daarso oor Garabou. Oor die G, ja. Oor die G. Dan Garabou, jong, Universal Stanford môre in Garabou. Sit Garabou is nie 'n slegte span nie. Hulle is regtig nie 'n sleg span nie. Dinge val net nie in plek vir hulle nie en ek dink dit sal binne 'n week in plek val vir hulle nie. So Stanford is sterk in die lig. Let tans deur op die log. So dit gaan 'n massiewe enetjie wees vir Garabou indien hulle die ene wil wen. Ja, nee kyk, ek stem saam met jou coach. Ek dink Garabou het 'n paar trappe om te klim Saterdag. En nie net 'n paar trappe nie. Hulle het sommer 'n klomp trappe om te klim. Want nou Universals op die stadium is die span. Ek het vroeër in die week het ek met iemand gepraat, toe sê ek vir hom, weet jy nee, Universals is die span wat deur genadendal van alle spanne, nee, vir 3 jaar uitgehou was. Korrek, ja. Om goed uit daar te gaan speel. Nou as jy nou vandag kyk, die Universals wat deur gespan, en ons ken die kaliber van genadendal. Genadendal het elke jaar het hulle gesukkel, moes hulle gaan relegasie speel. Genadendal hou hierdie span wat op die stadium Universals net derde. Korrek. Hulle speel voortreffelike baie goeie rugby. So dit lyk vir my hierdie ouens het in daai 3 jaar het hulle al klaar in diepte gaan plan, so die dag wanneer hulle so land op Mars, wat die groot uitdaging nou is, dan het hulle vir hulle self gesê hulle is gereed. En as daar nou een span is wat my aan betref, wat ek dink ons almal verras hier so in die Oeverberg, in die Boland, is dit Universal Stanford. En ons het hulle op die program gesê, ons het hulle verlede jaar 'n paar keer genooi na die sou toe, maar dan as gevolg van omstandighede dan kon hulle net nie hierso by die sou uitkom nie. So ek dink al is die wedstryd word in Garabou gespeel, gaan Garabou ja, dit is maar sien ons die kern van Stanford se span leer rondom sy afrigter. En hy is nou al 'n geruime tydjie daar, Anton Esau. Goeie afrigter. Maar net 'n hele paar keer provinsiale klere gekry, Kruimweek en hierdie goed. Goeie afrigter van Houston. En die spelers wat hy nou lank tyd saam mee aankom, het nou na hom toe gekom in Stanford en ek dink daai het 'n hele shift veroorsaak. Ja, kyk, daar's baie van 'n pier oral wat nou daar speel. Ja, hulle noem dit sommer die 5 dorpies. 5 dorpies, ja. Kyk, verlede jaar het 'n man soos David Gerber. Wat ja, David is net daar's net een David. Daar's net een David. As jy praat van 'n werksesel op lyn staan en selfs bal dra. En ek dink Chet Klinsmann is ook aan, ja. Hy is ook so toe die losskakel van Austin, hè? Nee, hy 12, hy het 12 gespeel, ja. 12, ja, binnensente. Binnensente. So net die ouens het hulle huiswerk gaan doen en dit bring my weer terug. Daar was 'n hengse diskussie oor die naweek, nadat die ouens selfs aan die breë Langeberg was 'n hengse diskussie oor huiskinders.
Mense, ek wil nou in die kamera kyk. Oudjes, die dae van huiskinders wil speel, is lang al verby. As jy relevant wil wees en jy wil jou dorp se naam op die map plaas, gaan klop aan by Safcol. Gaan klop aan, verstaan jy, by spanne, verstaan wat aan die einde van die dag gewen het. Die mense stel nie belang. Hoe die beker gekom het, daar by die dorpie. Al wat die mense oor praat is, Caledon het die beker gewen. Correct, ja. Niemand praat nou op die stadium hoe Caledon die Nissan Cup gewen het. Daar was vir 'n dag was daar roeringe, verstaan, spanne wat ongelukkig was, verstaan jy, oor die manier, verstaan, hoe die reëls was. Maar niemand praat, dit staan in die annale opgeskryf. Caledon is 2025 as hulle die kampioene van die Nissan Cup. Dis al wat mense onthou, verstaan. So, wat ek maak nou dit as 'n voorbeeld. Maar vergeet maar, coach, ek weet nie. Maar die ander ding is om sit as gaan kyk na waar die eintlik 'n bloudruk begin het, is daar by Roses en by Saldanha. En toe die bestuur van Safcol gaan sit met hy man en gaan vra wat moet ons doen? En daarvan het dit gegroei en daar's Bottervee vandag. Maar weet jy, coach Eine, ek sal nie eintlik vir Roses hier intrek nie. Want Roses se ding het natuurlik gekom. Onthou, wat gebeur het, verstaan jy, Boland se head office is daar. Dis korrek, ja. En jy sien dit ook nou, verstaan jy, in iemand, verstaan jy, van Caledon wat nou vir Boland gespeel het, die 15. Korrek, mytig. Hy het nou sommer besê, nee, hy gaan nou speel, verstaan jy, vir 'n span aan Wellington. Korrek, ja. Daar is steeds, verstaan jy, was die Jackie Abrams huis daar so baie van die spelers, verstaan jy, in die omtrek was, verstaan jy, het soen toe gegaan, en wat 'n klip het hulle, Roses het die voordeel uitgebuit, hulle die situasie uitgebuit, as ek dit kan sê, en hulle het al die roem van die spelers het hulle gekry. So, Saldanha weer, was die ontwikkeling van die Saldanha staal. Korrek, ja. En almal het gaan werk daar by Saldanha, so dit, wat jy eintlik sê is ook eintlik waar. Dit baat ook as jy wil spelers trek na jou klub toe, jy het nie werk vir hulle nie. Ja, of jy moet 'n volhoubare tipe van plan hê. Want anders raak dit soos 'n fly-by-night ding, volgende jaar movie man weer. So jy moet 'n volhoubare plan op die tafel sit. En ek dink jou benadering moet wees, verstaan, om nie die spelers te betaal nie, maar vir hulle werksekuriteit te bied. Korrek. As dit die benadering is, verstaan jy, vir my, vir 'n span wat spelers, verstaan jy, na die klub te trek, en jy kan vir hom byvoorbeeld werksekuriteit bied, met verdere opleiding, dan belê jy regtig waar in daai speler. Maar as jy die speler vat net omdat jy 'n lang sak het, en jy wy die checks heeltyd die vir die ouens se neus rond, gaan die ding ontstaan dat as daai speler in die eerste jaar seer kry, dan gaan die klub, verstaan, miskien wil ook ons voel verantwoordelik vir die ou, en ons gaan hom betaal nog, maar volgende jaar sit hy by die huis. Maar as jy vir die oue werk gegee het, of seker gemaak het, hy het baie goeie werk, kan hy maar seer kry, want dan speel hy rugby, verstaan jy, vir die liefde daarvan. Correct, ja. En dit word nie, verstaan, vir hom 'n salarischeck wat hy moet trek nie. Dit word eintlik maar 'n byvoordeel vir hom. Yes. Right, coach, ons daar so weg, ons sê, ons Claymont Revision en ek sien Pastor was al vroeër die blok uit maandag, toe stuur hy al vir Here pastoor, dis nie pastoor al vir Elvisie boodskap, hallo Elvisie, hoe gaan dit daar? So asof hy ou al mag genade pleit. So ja, nee, kyk, ek kan nie dink, verstaan jy, dat Revision is waar hulle nou is, maar soos ek sê, dat is ook 'n klub wat glo in huiskinders, en hier is nou 'n spreekwoordelike voorbeeld, verstaan jy. As jy glo in huiskinders, dan gaan jy stofpad ry. Jy gaan weer daar in die boord speel. En dis eintlik vir my hartseer, verstaan jy, want ek weet hoe die ouens gebeleer het, verstaan jy, en beplan het, verstaan, van Revision en se kant af, om uit te kom, verstaan jy, en in die groot uitdaging te speel. En dit wat nou gebeur daar, verstaan jy, is eintlik vir my persoonlik is baie hartseer. Is tragies, ja. Ja. Jy kan nie so hard, verstaan jy, beklei het, hard, verstaan jy, belê het, om, soos hulle sê, on top te kom.
En nou is jy on top gewees. Jy's deel van die elite groep. En dan is jy eintlik maar besig om jou eie doodpolis te skryf. Ek weet, dis nou nie die begrafenisondernemer paste wat daai polis skryf nie. Ek wil dit herstel, verstaan jy. Dis nou iets, verstaan jy, wat buite sy beheer is, verstaan. Yes. Dan komt ja, 'n grote Hoston versus Safkol. Yes. In die bos, ek dink die Hoston se gemeenskap gaan baie druk sit op hulle span. Hulle gaan met niks minder tevrede as 'n wen. Niks minder as 'n wen tevrede wees. Anders is daar probleme. Van Botla se sout, verstaan jy, het hulle geoutsout. Ja, hulle is ingelê. Hy soutvis is en daarvan as hulle Stanford toe, iets wat hulle gedink het, okay, ons gaan ons regstel. gaan hierdie dingetjie regstel en Wraggies weer met 'n skop in die doodsnikke verloor hulle teen Stanford. Ja, wat is dit met die skoppe, coach A, jong? In die doodsnikke. Daar verloor Robertson Town ook, verstaan jy, die Ibrahim Patel beker as gevolg van 'n skop wat In die was. doodsnikke, ja. Maar nou, so dit gaan, Safkol wil natuurlik sy posisie behou op die log, so hy sal gaan om te gaan wen en 5 te gaan haal. Hoston wil terugkom op winning ways, so die manne wat die beste dissipline en klinies is op die dag, dink ek sal hy wedstryd wen. Ja, maar vir my bly die bos bly 'n groot so Safkol is op die stadium met 'n opwaartse traject. Hoston, verstaan jy, het 2 bad verlore nou. En ons ken vir Hoston. En vir alle Hoston in die bos. Yes. Dis 'n trotse span. Hulle glo in hulle self. En ja, ek wil nie Saterdag op Hoston wees nie. Dit gaan warm word daar by veld. En binne daai 4 lyne. Maar ek is 'n Safkol ou jong, maar ek is eerlik waar ek is 'n 50-50 hierdie een. Ek moet vir hom sit sê ek wil my verstout, verstaan jy, om te sê Hoston het daai kort koppie voordeel. Hy. Maar jy kan ook nie dies daarmee sê tuisveld voordele. 'n span so Safkol jong, Here, hy mense kom hulle vat sommer die veld oor met hulle skare. Ja, ek dink hulle gaan daar gaan duisende mense by veld wees. Jy sien die ding is dit, verstaan jy, Safkol self sal nie wil gly nie. Want gly Safkol, verstaan jy, dan word hy gap tussen hulle en Botterfield 'n bietjie groter. Ek dink Safkol berou dit nou nog. En daarom wil ek weer die kamera kyk. Pastoor, sy's besig om te val hierso. Maar hy is lekker by hy vat iemand saam met hom. Want dit was jy's pastoor wat veroorsaak het dat julle nie 4-3 drink en 'n bonuspunt dit is. So pastoor sê so right. Ek sal val ek uit. Maar ek sal seker maak, verstaan jy, iemand gaan saam met my. Hy gaan nie die streak wenner word nie. Maar dit is ook kyk Safkol het wel hierdie jaar mos ook geleen in die tweede plek die hele seisoen. Ja, maar so dis eintlik 'n ideale plek om te lê as jy net so kort kopie agter die voorlopers is, want almal gaan mos vir die nommer 1. So as 'n bietjie druk van jou af, jy moet aanhou vir jou kry aan die voorkant. Ja. Anders is die mense in jou nek. Yes, coach, dan die ander groote ja, Caledon Botterfield. Verlede jaar 31. Nee, hierdie jaar speel hulle gelyk op. Caledon skakel vir Botterfield uit. Toe kom Botterfield, toe sê ek Botterfield, okay, jy doen daai. Toe vat hulle Caledon se afrigter. En daarvan sukkel Caledon. Want daar's ook anders, daar's ook spelers saam weg. En dis die gevaar, coach, en ons kan net maar keiser hier. Ek sê dis goed om 'n afrigter te kry van buitekant af. En ek hoop Caledon het, of die rugby publiek het iets geleer hierso. Dis fyn. Maar moenie toelaat dat daai afrigter moet nog 'n afrigter kom, verstaan, en sê dit is verstaan wat ek bedoel. En dan moet key players kom en sê nee, ek wil daai. Want kyk wat gebeur. Toe hy stap, toe vat hy van sy key players saam. Yes. En ek hoop daai wat gebeur het in Caledon is 'n les. Sê ek kry 'n coach, maar ons sal saam met jou werk, maar coach
ons moet kyk verstaan na die langtermyn. Yes, vir die klub verstaan, met 'n belang van die klub is verstaan jy. Dis goed dat jy spelers bring, maar klubs moet kyk verstaan jy hoe die spelers kom verstaan jy na die klub toe. Yes, en indien daar geen ontwikkeling is van die manne wat daar is dit 'n nog 'n groter slag as hy manne gaan. Presies. En ons het al baie gepraat op die program. Ek is eerlik, waar Caledon is baie gelukkig dat hulle kinders natuurlike talent het. Maar dit moet ook mos maar ontwikkel word. En dit moet op 'n vroeë stadium ontwikkel word. En dit begin by jou derde span. Ek was hierdie naweek was ek daar in die Breë Langeberg. En ek sit daar so toe die derde span besig om te speel en as iemand verstaan van Boland wat assessering doen, verstaan jy van, nee. Hy assesseer, hy kyk 'n bietjie na die skeieregter spesifiek. Nou sien ek hy maak notas daarso en hy skryf. En daar gebeur toe 'n interessante ding op 'n stadion. Daar's 'n staatskop wat gegee word en die ouens met die bakkie dinke kom sommer op verstaan en maar nog voordat en hy sal besig verstaan jy like om die bakkie reg te kry. Voordat hulle gesê het hulle gaan paal toe. En die skeieregter stop hom. Hy sê nee, ek kan nie dit nie. En hy kyk so, hy sê, Jesus, kyk hoe sê daai skeieregter getraind. Hy sê, weet jy, as die skeieregter nou miswillig is, dan cancel hy skop nou. Jy kan dit nie doen nie, dis die reël. En die skeieregter gespot hom. Hy sê, kyk nou wat gaan gebeur in die first team. As daai nou in die first team gebeur, en dit is 'n skop, verstaan jy, wat nou plaasvind in die laaste minuut. Correct. Die player verstaan jy, van die bakkie, begin sommer te stel, sonder dat hy vir die skeieregter aan die eie paal toe. En hy skeieregter cancel hy skop. Mense wat die reëls ken, dat is skeieregter nou die verkeerde. Correct, ja. En ek het self gekyk na die, is 'n jong ouetjie man. Ek dink hy kom uit Wellington se kant uit. Maar hy ook het vir my baie goed geblaas. Die reëls baie goed toegepas. En eintlik die trend geset, verstaan jy, vir 'n druk gesit, verstaan jy, op die skeieregter wat die tweede is, want hy sit ek toe daar. En toe hy gaan blaas, net so 'n goeie wedstryd het hy gehad, verstaan jy. So wat ek eintlik sê, verstaan jy, die trend, verstaan jy, op die dag word eintlik al gestel by die skeieregter wat die derde span blaas. As hy, verstaan jy, begin blaas, verstaan jy, volgens die reëls, dan sit hy druk, verstaan jy, op die tweede skeieregter. En as daai first team skeieregter regtig waar bedoel, verstaan jy, om binne die reël te blaas, dan sal hy 'n paar lesse vat, verstaan jy, wat hierdie twee ouens geblaas het. So, daar is maar net so 'n kantopmerking bestaan van die refs. Jy sou maar die refs op die week weer in die spotlight was. En, ja, as briewe geskryf en alles. En klomp moeilikheid, verstaan jy. Praat jy? Moeilikheid wat daar is, verstaan. Ek het gesien, Harde Koolers sou ook, die manne was weer, wie was jy, dwars, in 'n mooi sin, verstaan jy, hulle het op 'n stadium met hulle uitgevaar teen die 60 aan kook, verstaan jy, wat verkoop was op die stadium, maar hy is reg, hy is uitbuiting, ek gaan nie 'n kook 60 aan vra nie, verstaan jy. Maar jong, daai manne is hof, verstaan jy, hulle het maar net 'n manier om hulle eie ding te doen. Maar om terug te kom, en hulle kry nie briewe nie. Hulle kry, jong, hulle moet al was skoon gevraat, jong, poppie. Nou kyk, Boland, nooit, kyk om Ben wat die dood is, hulle weet wat die dood is. Nee, hulle moes al vraag, jong, dit is Plaasie. Ook moes gesê het, ja. Ja, Plaasie moes ook, Jabas, Nibas, die balle so gekom. Ja, coach, môre, Caledon, wat denk jy? Caledon, Botterfield? Ek hoop Caledon het nie te veel beserings na Saterdag, want daar het 'n hele paar van hulle key players afgekom. So hierdie is baie meer as dit 'n game. Hier is ander goed te sprake. So dit is moeilik om hierdie enetjie te call. Ek dink Botterfield op hierdie stadium is die sterker van die twee spanne. So dalk sal Botterfield hierdie enetjie teëtrek. Ja, kyk, my hart sê vir my, Caledon moet die een wen, en nou sal nou sê, jare, hoe sit nou weer. My hart sê vir my, Caledon wen die een vir, my verstand sê vir jou, dat jy na die trend kyk, dan sê jy verstand, dit gaan diep deel wees. Maar ons ken vir Caledon,
Hulle het 'n fighting Ons spirit. ken vir Caledon, hulle gaan lê nie sommer in die Nee, koers nie. hulle fight. En ek sal vir Caledon die een gee, Okay. net buis op hulle tuisveldvoordeel en buis verstaan jy op, jy sien spanne wat 'n bietjie verloor het. Hulle het net daai ekstra angel, verstaan Dis jy, correct, daai ja. ekstra en so jy sê, Caledon sal 'n punt wil wys, verstaan jy, om Dis te sê, correct, nee ja. man, Ons kan so nie jou. ons kan, daar sê. Korrek. So ja, coach, joh, dit is in so 'n netedop finansie program. Ek wil weer eens vir elkeen sê baie dankie wat inskakel. Sonder julle is hierdie program absoluut niks. Coach, vir jou wat altyd bereid is, meer as bereid is om vir ons hierso te sit. Vir die liefde van die saak. Ek wil vir jou sê baie dankie. Ja, en van my kant af, goeienaand. Van my kant af, safe trap ouens. Coach, hy's uit.